Goeiemôre Suid-Afrika, 31 Julie. Opvolg op die Iran-situasie. Dinge draai in verskillende rigtings die hele tyd. Nou is nou 'n nuwe rigting. Gister het Iran 'n cyberattack op Amerika gedoen, nou nie die hele Amerika nie. Daar in Minnesota op die water system het hulle 'n cyberattack probeer doen. Die counter-int wat dit opgetel het, jy weet waar kom dit vandaan, so hulle identifiseer toe, dit kom van Iran af. En dis te verwagte in oorlog, jou vyand sal allerhande in 'n triks trek om die operant te kry. Een van hulle is iets soos dit. Kyk soos wat Oekraïne nou strikes in Moskou en St. Petersburg doen met drones. Jy weet, jy probeer die vyand van waar hy operate verswak. Interdiction missions, hulle supply lyne. Dit maak dit nou oop vir president Trump se opsies wat hy al lank al op die tafel het om power stations, olieplekke, die goeders van Iran uit te haal. Want en dan kom klomp mense wat glad nie verstand van oorlog nie en die Geneva Convention halfpad lees en nie heeltemal lees nie en dan dink hulle weet alles van die Geneva Convention wat sê dis 'n war crime om 'n brug uit te haal of 'n war crime om 'n kragstasie uit te haal. Nee, dit is nie. As die brug of die kragstasie of die olie refinery of so gebruik word om jou war effort te dryf, dan sit 'n legitimate teken. En dit is op die oomblik. President Trump hou nog net terug op daai tekens, want dit gaan impak op die populasie, die onskuldige populasie, wat onskuldig in hierdie oorlog is. Gister week kom maar mense wat my wil vertel, Amerika het hierdie oorlog begin en dis hulle skuld vir alles. Ek weet nie waar hulle was die laaste 4 dekades nie. Hierdie oorlog kom al vir meer as 40 jaar saam. Wat het Iran en Amerika gedoen dat Amerika die reg ingeneem het om Iran aan te val? Iran het al oor 1000 US soldate doodgemaak. Oor 1000 al in die laaste 40 jaar. Hulle het proksies betaal ook om strikes te doen. Hulle is nie onskuldig hier nie. So, die oorlog het president Trump nie begin nie. Hy gaan hierdie oorlog klaarmaak. Ja, maar hy het gesê, dit gaan net 2 weke vat of 3 dae vat of whatever. Hy het dit nooit gesê nie. Hy het gesê, hy vermoed, dit kan so gou as 2 weke verby wees. Hy het nooit 'n datum gesê, dit is beslis, hierdie gaan net 2 weke vat en dis verby nie. So, dis tyd, mense moet bietjie luister wat die gesprek is in die volle, maar mense hou daarvan om snippets uit te haal uit 'n gesprek uit, dit te verdraai en dit dan as die proef te gebruik. So, waar trek ons nou? Iemand sê tot vir my laasweek, ja, kyk hoe's Amerika, hoe sleg is Amerika. Hulle is al meer as 'n jaar lank besig om die rand te pound en hulle kry dit nog niks reg nie. Net omdat ons 'n strike gedoen het 'n jaar terug vir 1 of 2 dae en toe vir 8 maande geen strikes gedoen het nie en toe strikes gedoen het net vir 6 weke en toe vir amper 2 maande niks gedoen het en toe weer strikes vir 13 dae. Beteken nie ons het strikes op Iran gedoen sedert laas jaar Mei nie. So dit wys jou hoe sit die mense hulle sinne wat hulle skryf in konteks om 'n hele ander storie te paint. En dis maar wat die media doen, sensasie. Nou ja, jy moet seker maar sensasie opsit, anders gaan jy nie views kry nie, jy kry nie advertensiegeld nie. Dis maar tipies die media. Nou ongelukkig is daar baie mense wat daai nou op social media ook doen en dan gebruik hulle daai verdraaide valse inligting om hulle eie agenda te dryf en dis nou hulle evidence. So, wat trek ons vandag? Daar gaan nie veel aan nie. Daar strikes op die oomblik aan die gang tussen Amerika en Iran, heen en weer gewees laasnag. O ja, ons het nog ammo, jy kon sien, ons het dit gebruik laasnag weer. En dis nou iets niets wat Iran probeer het, is hierdie cyberattack daar op die watersystem in Minnesota. Hulle toen was nie baie suksesvol nie. Maar dis verwagte, dis oorlog. So mens kan dit verwag. Ek sê nog steeds, president Trump se plan wat hy het, wat op die backburner is, vir 'n massive all-out strike vir about 2 weke en neutraliseer alles in Iran, is nog steeds sterk op die tafel en hy het altyd die opsie om dit te gebruik, maar hy probeer steeds sekerlik eers die diplomatieke opsie. En baie mense verstaan dit nie, want hulle kan nie weet wat presies agter die skerms aangaan nie. Hulle dink is maar net, hulle wag net vir niks en mors almal se tyd.
Dis waar ons is. Geniet die dag verder. Cheers.